Die as van die lewe hoofstuk 5, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis. Triana volg 'n tweespoorpaadjie na Ouberg toe. Sy ry so ver as wat die terrein haar toelaat. Dan hou sy stil. Sy sal die laaste end moet loop. Wanneer sy uit die bakkie klim, sê sy met deernis: Tannie Clara, ek dink Tannie moet liewerster vir my hier in die bakkie wag. Tannie gaan dit nie deur die bosse en oor die klippers maak met daai pikante skoentjies nie. Wat sy nie vir Clara wil sê nie, is dat sy bang is vir dit wat sy in die grot gaan kry. As Piet daar is waarop sy hoop, kan hy nie te goed lyk nie. Sy vat die flits en stap teen die voet van die berg op. Die grot is gelukkig nie hoog teen die berg nie. Die terrein is egter baie klipperig en sy moet mooi konsentreer om nie te val nie. Die volgende oomblik trek 'n vuisgrootte klip raaklangs by haar kop verby. Sy steek vas en kyk in die rigting van waar sy vermoed die klip gekom het. Sy sien egter niks nie en loop verder. Die volgende klip val kort voor haar en spring teen haar maarmerrie vas. "Eina, verdomp Piet! Is dit jy wat my met klippe gooi?" roep sy verergd uit. Al antwoord wat sy kry, is die volgende klip wat by haar verbyrol. Sy koes agter 'n groot rots in, sodat sy beskut is teen die klipgooier. Sy besluit om die grot van 'n ander hoek af te benader, van agter die rots uit. Sy staan egter eers 'n rukkie stil en bespied die terrein om te bepaal waarheen sy onopsigtelik moet loop. Maar niemand gooi nou klippe nie. Op 'n manier moet sy die mens kry om weer 'n klip te gooi. Sodoende kan sy bepaal waar die klipgooier sit. Dan maar maak soos hulle in die flieks maak. Sy tel 'n klip op en gooi dit so ver moontlik weg van die rots af. En toe die klip op ander klippe val en rol, wag sy vir die klip wat moet volg. Maar niks gebeur nie. Sy staan nou moedeloos en besluitloos agter die rots. Miskien moet sy met hom praat. Maar wat as dit nie Piet is nie? Sy wil ook nie verbald wegroep van die soekspan by die kuil nie. Sy sal maar die kans moet waag om nader te loop. Sy loop koes agter die rots uit. Probeer so stil moontlik te beweeg van bos tot bos. En dan sien sy hom, ongeveer 50 meter van haar af. Piet sit op 'n hoop klippe, min of meer 200 meter van die ingang van die grot af. Van waar Triana staan, kan sy sien, hy het net sy bokseronderbroek en sy skoene aan. Sy roep verergd na hom: "Petrus! Ek gaan nou na jou toe kom en as jy dit waag om een klip na my toe te gooi, besoek ek jou met klippe. En ek verseker jou, ek gooi baie beter klip as jy. Elke skoot van my sal 'n treffer wees." Met die loop sy agter die bos uit. Sy gaan versigtig nader tot by die hoop klippe kom. "Vir wat gooi jy klippe na my? En wat maak jy hier net in jou onderbroek? Hoe het jy hier gekom?" Hy kyk omgekrap en antwoord kortaf: "Ek wil niemand naby my hê nie. Ek wil alleen wees. Ek gaan nie dat enigiemand my kop oopsaag om my brein uit te haal nie." Triana sug: "Piet, niemand gaan jou brein uithaal nie. En jy weet dit, jy's nie 'n kind nie, maar 'n intelligente volwasse man. Vir wat het jy alweer net jou onderbroek aan?" "Ag nee man, ek is nie lus om elke keer in jou halfkaal lyf vas te loop nie." Piet staar die verte in. "Ek het in die kuil gaan swem, en dis die laaste ding wat ek kan onthou. En toe ek weer by myself kom, toe sit ek hier. Aan my seer voete en my krapmerke aan my bene kan ek agterkom ek het tot hier geloop." Triana gaan sit langs Piet op die hoop klippe. "Piet, dis beter om so gou moontlik die operasie te laat doen. Hoe vinniger hulle die ding uithaal, hoe vinniger gaan jy gesond wees en kan jy weer jou lewe hervat." Hulle sit 'n rukkie stil voordat Piet praat. "Weet jy wat wil hulle met my doen, Triana? Hulle noem dit craniotomie. Hulle wil my kop oopsaag om die gewas te verwyder." Triana sit haar hand op sy arm. "Hoe langer jy wag, hoe groter groei die gewas. En hoe groter moet die snit in jou kop wees. En jy moet onthou, hoe groter die gewas groei, hoe groter kan die drukking op jou brein wees. En dit het ander probleme tot gevolg." Sy gee kans dat dit wat sy gesê het by hom insink. "Wil jy nie maar saam met my kom nie? Dan vat ek jou huis toe. Jou ma het saam met my gekom, sy wag by die bakkie." Hy huiwer, vryf sy oë en krap sy anderstens netjiese hare meer deurmekaar as wat dit reeds is. Dan staan hy moeisaam op. Hy loop moeilik toe hy van die hoop klippe afklim. Triana staan vinnig op om saam met Piet bakkie toe te loop.
Hulle is nog 'n ent van die bakkie af toe Clara hulle sien. Sy slaan haar hand oor haar mond en trane loop onwillekeurig oor haar wange. Sy spring behoorlik uit die bakkie en hardloop vir Piet en Triana tegemoet. Sy gooi haar arms om Piet se lyf en druk haarself teen hom vas. My arme kind, ek was dood van bekommernis, dankie tog vir die genade. Pikante skoentjies soos Triana dit genoem het, of nie? Clara hak by Piet in en trippel langs die twee jonger mense tot by die bakkie. Daar aangekom, bel Triana vir Balt en verwittig hom van die situasie. Dan vertrek hulle plaas toe. Balt en dokters Rudolf Enslin en Marius Beson wag vir hulle op die stoep toe Triana die werf inry. Toe Piet die dokter sien, bly hy in die bakkie sit. Vir Triana lyk dit asof hy angstig raak. Sy weet nie wat om te sê om hom gerus te stel nie. Dit is egter Clara wat die hoogste spanning verlig. Nou kyk nou net, hier is Marius en Rudolf wraggies ook om jou te help soek. Sy klim ook eers uit en maak vir Piet die deur oop. Kom my kind, kom ons gaan kry klere aan jou lyf en kos in jou ingewande. Daar verloop geruime tyd voordat Clara weer alleen op die stoep verskyn. Rudolf staan op en kyk gebiedend na die twee jonger mans wat die boodskap verstaan en vinnig opstaan. Waar is ou boetma? Clara gaan sit voordat sy antwoord. Hy lê. Hy is nie lekker nie. Praat weer ons almal hangend en onverstaanbaar. Ek het vir Manta gevra om by hom te sit. Rudolf maak oudergewoonte sy keel skoon voordat hy praat. Sal ek na hom gaan kyk? Dankie Rudolf, maar soos jy weet is daar net een manier om hierdie dinge reg te kry. Rudolf kyk met deernis besorg na Clara. Miskien moet ek vir julle verduidelik wat om te verwag na die operasie. Hy kyk na Clara vir goedkeuring, en toe sy haar kop knik, gaan hy voort. Soos in enige operasie, selfs die geringste operasie kan daar komplikasies wees. In hierdie geval permanente breinskade. Andersins kan sy gehoor, sy sig of sy spraak permanent aangetast wees. Jy moet ook onthou, Clara, soos met enige chirurgie, sal daar swelling teenwoordig wees, en dit kan ook 'n invloed hê op sy motoriese vaardighede. Clara trek haar asem diep in en sug lank. Sy wens hierdie struikelblok is al verby. Die hele affære put haar uit, maar dan kyk sy weer in Rudolf se rigting. Sy is seker hier kan iets positiefs uit hierdie hele dilemma voorspruit. Hy hervat sy verduideliking. Omdat die gewas drukking op die brein veroorsaak en ook as gevolg van die swelling van die brein kan daar ook probleme wees met sy spraak en al die ander dinge wat ek reeds genoem het. Maar dit kan regkom met fisio en arbeidsterapie. Ek sal ook voorstel dat hy gaan aansterk in 'n versorgingsfasiliteit wat al hierdie dienste verskaf. Maar voor ek enige chirurgie doen, wil ek eers weer 'n skandering doen. Triana staan op. Ek gaan koffie maak, kan ek vir almal gooi? Wag, ek help jou, Trinkie. Piet Balt aan toe hy agter haar aanstap. In die kombuis sit een koffieweters reg, terwyl die ander een doenig is met die koffieketel en die vuur in die koolstof. Balt, dink jy ons moet dag vir Piet hospitaal toe vat, soos dokter Rudolf gesê het? Ek dink dis ons enigste opsie, Trien. Sy deurmekaarigheid, hoofpyne en die dinge kom meer gereeld voor. Ek is seker die ding in sy kop groei elke dag groter, maar kom ons hoor by die res op die stoep wat ons te doen staan. Triana staan baie naby Balt, toe hy die swaar koffieketel by haar vat. In 'n onbewaakte oomblik laat sy die sluiers in haar oë sak. Hy beantwoord haar blik met sy hart wat ook in sy oë lê. Hy sit die koffieketel neer en trek haar in die kring van sy arms in en vou haar styf teen sy bors vas. Sy raak weg in sy arms en sy laat haar die weelde van sy nabyheid vir die oomblik toe. Hy lig haar ken met sy wysvinger op. Dankie dat jy altyd naby is wanneer ek jou nodig het, Trien. Hy druk sy lippe sag teen hare, maar sy lippe het haar skaars geraak. Toe draai sy haarself uit sy omhelsing uit. Ek kan, ons mag nie, Balt, sê sy sag voor sy weer doenig raak met die koffie. Nadat sy alles op die skinkbord reggesit het, staan Balt nader om die skinkbord uit te dra. Hy kyk vir Triana diep in haar oë.
die skinkbord 'n veilige buffer tussen hulle. Hoekom nie, Triana? Die vraag is eenvoudig, maar direk. Sy wyk nie voor sy blik as sy antwoord nie. Nou is nie die regte tyd nie, Balt, miskien eendag. Sy laat die sin in die lug hang toe sy omdraai en voor hom uitstap. Balt wag totdat Clara die koffie aan almal bedien het voor hy vra: "Waar gaan ons nou van hier af met Piet?" Rudolf verstaan dat die vraag aan hom gerig is. Hy sit sy hand op Clara se arm. "Ek dink ons moet hom so gou moontlik by die hospitaal kry. Soos ek reeds gesê het, ek sal graag nog 'n skandering wil doen en dan besluit ons van daar af. Maar as ek luister na wat julle vir my vertel van Piet se gedrag, klink dit of die gewas aggressief aan die groei gegaan het." Clara plaas haar hand op Rudolf se. "Dankie dat jy bereid is om die sake deur te sien, Rudolf." Balt neem die emosie tussen sy ma en Rudolf waar. "Ou Klaartjie," dink hy met deernis by homself. Hy het nie gedink dit sal ooit gebeur dat daar 'n man in sy ma se lewe sal kom na sy pa se dood nie. Hy gun haar die geluk en hoop die sake tussen die twee ouer mense werk ten goeie uit. Clara vra om verskoon te word sodat sy en Manta vir Piet reg kan kry vir die rit hospitaal toe. Triana staan op en kondig aan: "Nou ja, ek dink dit is tyd om huis toe te gaan. Die boerdery staan ook darm nie stil by ons nie." Toe Balt opstaan om saam met haar te stap, beduie sy vir hom om te sit. "Ek sal reg wees, dankie Balt. Help jy maar jou ma om vir Piet reg te kry vir die hospitaal." Sy stap weg van hom af. Hy kyk haar agterna en dit voel vir hom asof uit sy lewe uit wegstap. Dankie vir die saamluister en bly maar ingeskakel vir hoofstuk 6.